Ons het vandag 4 temas, wat ons in die hoofstuk 5 tot 7 sien. Daar is God se hand van behoud, in hoofstuk 5 tot hoofstuk 6 vers 4. Dan is daar God se oorweging of ondersoek van die situasie, in hoofstuk 6 vers 5 tot 12. En dan is daar God se besluite wat hy neem in hoofstuk 6 vers 13 tot 22. En dan is daar hoofstuk 7 waar God optree. Nou ons gaan nou nie al 3 hoofstukke lees nie. Dis net heeltemal te veel, maar ons wil hierdie groter prent sien van God se karakter en ons wil daai optrede van God raak sien. Hoe God optree in hierdie proses. Want dis eintlik verbasend hoe die goed in mekaar inskakel. So ons verlaat hierdie tragedie van Kain met Set, wat nou vir ons 'n era inlei, waar daar tog mense is, en bly voorkom, wat die naam van die Here aanroep. Ons het Kain se verval gelees, en hoe sy nageslag net eenvoudig wegbeweeg, en wegbeweeg. Hy simboliek, onthou die simboliek van weg van Eden af, oos van Eden, het hulle gaan bly. En dan elke keer sien net, dis weer verder oos van Eden. En dis net daai wegbeweeg van God se plek waar God met die mens in 'n verhouding gestaan het. Maar in hoofstuk 5 sien ons, daar's 'n hele genealogie van mense wat God wel aanbid. As jy so vorentoe in hoofstuk 5 kyk, dan sien jy, dit is die maniere waarop God met die mens bly omgaan vir die volgende 1656 jaar. 1656 jaar. Dis so lank dit vat van die val tot wanneer God dit moet oordeel. En dan sien ons in vers 1 tot 3 van hoofstuk 5 die volgende. Hier volg 'n lys met die familiegeskiedenis van Adam. Die dag toe God Adam geskep het, het hy hom as sy afbeelding van God gemaak. Manlik en vroulik het hy hulle geskep, hy het hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hy hulle geskep het. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek, wat 'n afbeelding, 'n beeld van hom was. Hy het hom Set genoem. Van Set het ons nou al gehoor. Wat ons hierso sien is dat in die eerste plek, is dit die eerste keer wat Adam op sy naam genoem word. Voorheen is hy nog nooit die naam Adam gegee nie. En die klem hier is op die verband waarin God die man en die vrou geskep het, in sy beeld. Weereens herhaal die skrywer hierdie beginsel, dat die mens is in die beeld van God geskep. En dit gaan verder oorgedra word. God gaan verseker dat dit oorgedra word. Dit impliseer ook dat God steeds vir Adam as sy seun sien. En dit lei tot Set, wat Adam se seun is, wat hierdie beeld van God in die mens verder dra. En ons het gesien dat hy dan God aanroep. Dit bring 'n era van waar daar mense is wat God aanroep,
En die voorbeelde daarvan strek dan nou vir ons verder oor die 1656 jaar. Dis hoe God deelneem. Hierdie is 'n langer periode as tussen die uittog uit Egipte en die koms van Jesus. Dis hoe lank God die mens genadig is en uithou, geduldig is. En in hierdie periode van genade kry ons 'n spesiale persoon wat uitstaan. Vers 22 en 23. Vers 23 en 24. Henog het altesaam 365 jaar geleef en Henog het naby God geleef en hy was nie meer daar nie, want God het hom weggeneem. Dis een van daai baie interessante situasies. So in hierdie periode van genade sien ons waar daar wel verhouding met God plaasvind, maar waar oor die algemeen daar 'n verval van hierdie verhouding plaasvind. Dit gaan net al hoe verder agteruit tussen die mense en God, sien ons vir Henog raak. Wat dan ook die beginsel personifiseer dat mense die Here aanroep. Hulle lewe in 'n verhouding met God. Henog leef naby God, sê die Bybel. Of as jy dit direk uit die vertaal uit die taal neem, dan staan dit hy het met God saam geloop. Dit was 'n deurlopende proses. En Henog se voorbeeld kyk terug na Adam se rol in die tuin. Waarvoor was Adam in die tuin geplaas? Om daar saam met God te loop. Om daar te aanbid en te bewaar. Hierdie verhouding met God. So dit wys ons, dit was nog steeds moontlik om die rol te vervul waarvoor die mens geskep is, om saam met God te loop. En God maak dit duidelik dat hy daarop reageer. Hy waardeer dit, dis vir hom lekker dat die mens saam met hom loop. Soveel so, dat hy Henog nie laat sterf nie, soos wat die normale verwagting sou gewees het nie. Henog sterf nie, maar God het hom weggeneem. En die omkeer van die dood, wat saam met die sondeval plaasvind, word vir ons gewys dat God kan dit omkeer. En dit is die boom van die lewe se funksie. En geestelik is die mens daartoe in staat om dit om te keer. God gryp in, God neem vir Henog weg, maar Henog het saam met die Here geloop. Ons sien ook hoe Noag uitstaan, as 'n belofte aan hom gekoppel word. Kom ons kyk vers 29. Vers 29 van hoofstuk 5, hy het hom Noag genoem, dis nou Noag se pa natuurlik, en gesê, hierdie een sal ons troos oor ons werk, en die geswoeg met ons hande, oor die grond wat die Here vervloek het. Wat is daai woorde al gehoor? Ja, kom uit, wanneer die Here vir Adam moet verduidelik, wat is die gevolg van sy sondeval? Dan gaan hy soeg, hy gaan sweet, en hy gaan hard werk, en die grond gaan nie net aan hom voorsien nie.
Daar's 'n vloek daarop. En nou sien ons, Adam en Noag word hierdie belofte gemaak. Sy pa sê, hierdie een sal ons troos oor ons werk en die geswoeg met ons hande oor die grond wat die Here vervloek het. Daar is iets aan Noag wat sy pa raak sien, wat wys dat God gaan nou iets verander. Want Noag se naam beteken troos of rus. En die verval en die sukkel waarmee dit ons herinner aan wat die sonde val as ons werk, daai hoop van verandering word in hom geplaas om die balans te herstel. En dit word vervul. Miskien op 'n verrassende manier. In die feit dat Noag die vernietiging van die mens as geheel in Noag word dit afgeweer. En daar word met Noag van vooraf begin. Na die sondeval, na die vloed. Let ook daarop dat Noag se oupa, Methuselah, wat leef tot die vloed kom, Adam persoonlik kon geken het. As iets is 200 jaar wat die twee met mekaar oorvleuel het. So, omdat hulle in die familielyn is, het hulle mekaar 10-10-1 ontmoet en geken. En dit wys vir ons hoe vars in die geheue van die mensdom hierdie gebeurtenis in die tuin is en die sondeval wat nog steeds daarmee uitverloop, wat homself uitspeel. Adam, die een wat dit persoonlik ervaar het, die een wat persoonlik die val tot stand gebring het, kon met Noag se oupa 'n gesprek daaroor voer en vir hom verduidelik wat op aarde regtig daar gebeur. Dit is hoofstuk 5. En dan beweeg ons oor na hoofstuk 6 toe. En hoofstuk 6 is 'n bietjie problematies. Veral in die begin, hoofstuk 6 vers 1 tot 4 is moeilik om te interpreteer. Ons het nie baie inligting hieroor nie. So kom ons probeer 'n wyse pad deur dit vind en dan kyk ons wat ons daarvan kan sê. Kom ons lees hoofstuk 6 vers 1 tot 4. Toe die mense meer begin word oor die hele aarde en daar dogters vir hulle gebore is, het die hemelse wesens gesien dat die dogters van die mens mooi was. Hulle het toe vir hulle vroue geneem, wie hulle ook al verkies het. Die Here het toe gesê, my gees sal nie vir altyd by die mens bly nie, omdat hy ook vlees is. Sy lewensdae sal 120 jaar wees. Die reuse was in daardie tyd, en ook daarna op die aarde, solank as wat die hemelwesens by die dogters van die mens ingegaan en vir hulle self kinders verwek het. Daardie kinders was die helde uit die ou tyd, die beroemde manne. Interessante gesprek. Nou, die eerste vraag wat ons onsself moet afvra is, wat gaan hier aan? En om dit beter te verstaan, moet ons twee opsies vir onsself voorstel. Onthou dat hier nie hoofstuk nommers was toe die oorspronklike Bybel geskryf is nie. So, is hoofstuk 6 vers 1 tot 4 die afsluiting van die genealogie wat vir ons verduidelik is, in hoofstuk 5, daai groep mense, is dit die afsluiting daarvan, of is dit 'n inleiding vir die redes vir die vloed? Dis die twee vrae wat ons onsself nou eers moet afvra. En die vraag antwoord daarop is ons weet nie. Ons het nie regtig 'n goeie antwoord hiervoor nie.
Want dit sou ons gehelp het om rigting in te kies wat vir ons die ding beter gaan verduidelik. Maar kom ons vat al twee. As ons dit lees, as die inleiding tot die vloed, dan het die hemelwesens of die seuns van God, 3 moontlike betekenisse vir ons. Eerstens, dit is engele, gevalle engele. Maar dit weerspreek Matteus 22 vers 30, waar Jesus sê, ons gaan soos engele wees. En as jy die hele stuk van Matteus 22 lees, vanaf vers 30 tot by vers 39, dan kom jy agter hoe Jesus dit in die agtergrond interpreteer. Hierdie hele gebeurtenis waarvan ons nou gelees het. As hy praat met hulle oor hoe hulle hardkoppig is, oor hulle huwelikstoestand, as hulle met iemand trou, dan is hulle hardkoppig, maar hy gebruik hierdie agtergrond, hierdie verse, as sy agtergrond. So, eerstens kan dit engele wees. Daar's van die manne wat vir ons sê, dit is die koninklikes van hierdie periode, Kain se nageslag. OK. Dit is ook heel moontlik, maar ons het nie bewyse daarvan nie. Net soos wat ons die bewyse het dat dit engele is nie. Die derde een wat ons dan daarvan kan aflei as ons sê dit is dan nou uit die inleiding tot die vloed, is dat dit Set se nageslag se genealogie is, maar meer op 'n algemene manier omskryf. Dit wil sê dit vat net dit alles so lekker saam. Dis die mees algemene aanvaarde ene van hoe om dit te interpreteer. Dit het ook sy probleme. Kom ons kyk dit uit die ander oogpunt uit. As ons dit lees as die afsluiting van die genealogie van Set, die wat na Set gegaan het, dan wys hoofstuk 6 vers 1 tot 4 nie terug na daai genealogie noodwendig nie, maar dit wys vir ons net wat die res van die mense gedoen het. Soos Jesus dit vir ons verduidelik het in Matteus 22 vers 30 tot 39, ek het dit nou net genoem. Hulle het net aangegaan in hulle rebellie. En as jy die stuk lees, dan tel jy rebellie op. Daar is die ek sal doen wat ek wil in die hele stuk. Vers 1 se hemelwesens, toe die mens meer begin word het oor die hele aarde en daar dogters vir hulle gebore is, het vers 2, het die hemelwesens gesien dat die dogters van die mense mooi was, daai hemelwesens daarso. Spreek van, dan, as ons dit op hierdie manier lees, dan van leiers wat rebels teenoor God optree. Uit hierdie gemeenskap, hierdie samelewing wat ontwikkel, is daar leiers wat rebels teenoor God optree en die mense wegtrek van God af. Spesifiek, die vrouens uit die gelowige families uitsoek en dan met hulle trou. Soos wat ons die genealogie gesien het, die wat God aanbid het. Selfde met vers 4, se reuse. Vers 4, die reuse was in daardie tyd en ook daarna op die aarde, solank as wat die hemelwesens by die dogters van die mense ingegaan en vir hulle self kinders verwek het. Daardie kinders was die helde van uit die ou tyd, die beroemde manne. Die ander woord wat daar gebruik word baie keer in die Bybels, wat vertalings is, daar word die woord Nephilim gebruik. Ons het al almal gehoor van hierdie woord Nephilim. Kyk, dis dan nou vir jou 'n mite en ons weet nie wat dit is nie. Die woord Nephilim, wat eintlik maar die oorspronklike woord is wat daar staan, beteken geval,
Of jy kan dit ook vertaal as tiran in die oorspronklike. Die woord reus, wat ons so baie keer optel in hierdie spesifieke punt, is eers baie later, toe die Septuagint, die Griekse vertaling van die Pentateeg, geskryf was, na die terugkoms uit Babylon uit, het hulle hierdie vertaling geskryf, en eers dan kom die woord reuse in hom voor, in plaas van Nephilim. En dit is ook dan nou verder opgeneem in die King James Version, en baie van ons moderne vertalings wat ons het, sien ons daai woord wat daar staan, die reuse. So ons sit so 'n bietjie met 'n vertalingsprobleem hierso, wat ons net maar moet oplet. Wat beteken dit dan? As ons bietjie gaan kyk, so 'n bietjie weier kyk, ons kyk na die Joodse tradisies, dan interpreteer die Jode in hulle toe hulle dit as in hulle tyd geïnterpreteer het voor Christus, interpreteer hulle dit as boelies. Dis hoe hulle die woord verstaan het. Hulle het die woord gesien as boelie. Vervalle mense van gesag wat ander tot verval gelei het. En ons het reeds 'n reeks voorbeelde daarvan gesien in Kain se nageslag in hoofstuk 4. En daardie kinders wat in hoofstuk 4, vers 4b staan, daardie kinders, die kinders daar, is eintlik maar net die woord, dit staan nie kinders nie, dit staan in die oorspronklike as hulle. Dit wil sê ons moet lees, hulle was die helde uit die Ou Testament, uit die beroemde manne, as jy dit direk lees. So hulle was berig vir hulle stryd teen God. In 'n tyd waar God nog direk in die historiese geheue van die mens is. Onthou dat ons gesê het, Adam en sy nageslag, wat tot met die vloed daar was, Methuselah, het mekaar 10-1 geken. En hierdie mense het dieselfde inligting tot hulle beskikking, maar hulle rebelleer daarteen. En dit maak alles sin as ons God se reaksie lees. In vers 3. Die Here het toe gesê, my gees sal nie vir altyd by die mens bly nie, omdat hy ook vlees is. Sy lewensdae sal 120 jaar wees. Dit draai om God se standpunt oor die mens se voortgesette en hardnekkige rebellie, en dit begin vir ons duidelik raak. Dis waartoe hy nou werk. Wat gaan hierdie rebellie aan uitloop? God onttrek sy gees van die mens wat nie 'n verhouding met hom wil staan nie. En hoe maak ons hierdie afleiding daaruit? Ons sien 'n verandering oor die tyd intree in ouderdomme soos ons hier vanaf aan voortgaan. Noag word 950 jaar oud. Na die vloed weet ons Sem dien die Here. Noag se seun, Sem. Hy dien die Here. Hy word 600 jaar oud. Dan sien ons Abraham. Abraham word 175 jaar oud. En dan Jakob word 147 jaar oud. En dan eers in Moses sien ons hierdie beginsel wat God vasmaak in die gelowiges uitspeel. Moses word presies 120 jaar oud. En so moet ons dan ook weer die simboliek sien van daai 120 jaar wat hier vasgemaak word,
tot aan die einde van Moses se lewe, tot aan die einde van die Pentateug, 120 jaar. So die hele prentjie word so vir ons met 2 arms omvat en vir ons so in vasgehou. Die wat God nie dien nie, gaan nie hierdie ouderdom bereik nie. Want die res se ouderdomme word nie vir ons verduidelik nie. Jy kan maar gaan kyk. En omdat ons met 'n baie doelbewuste skrywer te doen het, kan ons hierdie aanname maak. God is genadig en begin vroeg reeds die goddeloosheid van die mens beperk deur sy jare op die aarde te beperk. 120. Weet ons wanneer die God hierdie perk inbring? Nee, ons weet nie. En 'n mens vra hoekom, dis dalk die rede hoekom die gelowige nageslag van Set so oud geword het en die ander nie. Miskien. Ons is nie seker nie. Maar daar is tog iets daaraan te sê, dat hierdie mense se ouderdomme so spesiaal uitstaan vir ons, die wat God wel gedien het. Ek dink vers 1 tot 4 moet ons alreeds onder die indruk bring dat God nie net onttrek het toe die mens verval nie. Maar hy het 1656 jaar lank en dan ewe skielik inspring en dan ooreageer met die vloed nie. God was die hele tyd besig om die mens te soek, die mens te konfronteer en hom op te roep tot 'n verhouding met hom, soos wat ons in Kain se voorbeeld gesien het en soos wat dit uitspeel in die genealogie en soos wat dit nou vir ons verduidelik word. God maak homself die heeltyd betrokke. En nou gaan ons 'n manier sien hoe hy homself weer betrokke maak. Hoe maak God homself aan die einde van hierdie tyd betrokke? En deur die hele verloop van hierdie tyd. Wat sien God? En hoe maak hy homself betrokke? Eerstens, God let op en hy ondersoek. Vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot is en dat alles wat hy in sy hart bedink altyd net sleg is, was die Here jammer dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom tot in sy hart gegrief. Toe sê die Here, ek sal ook die mens wat ek geskep het van die aardbodem af uitwis, mense sowel as diere, ook kruipende diere en die voëls van die hemel, want ek is jammer dat ek hulle gemaak het. Nou spring ons na vers 11 en vers 12 toe, ons los eers vers 8, 9 en 10 uit. Vers 11, die aarde was deur en deur sleg voor God, die aarde was vol geweld. God het gekyk na die aarde en kyk, dit was deur en deur sleg, want alle mense het 'n verderflike pad geloop op die aarde. Deur die hele periode van genade let God op hoe die kanker van selfhandhawing sonder God groei en begin oordonder. Presies soos hy dit voorspel het toe die sondeval plaasvind. Die mens sterf God af. En sy hele fokus raak sy neiging tot die uiting van sy eie vervalle hartsbegeertes. Hy is selfsugtig. En dit pynig God. Hy ervaar pyn. Dit grief hom tot in sy diepste.
En hierdie emosies wat hier vir ons geskryf is, wys vir ons hoe belangrik die mens vir God is. En hoeveel hy regtig omgee. En hy noem dit, hy sê, miskien moes ek dit liewerster nie gemaak het nie. Dis hoe pynvol dit vir God is. Die resultaat van Adam se rebellie om op sy eie soos God te wil wees is nou duidelik. Die eindresultaat is duidelik. Sy uitkyk is gebroke. Die mens se uitkyk is gebroke. En die insig wat groei uit die boom van goed en kwaad, wat veronderstel was om hom soos God te maak, is van geen voordeel nie. Inteendeel, dit benadeel die mens net. Vers 11 en vers 12 som dit vir ons op as gewelddadige optrede. Dit lyk soos geweld, wat alles verteer en tot 'n afstootlikheid is vir die liefdevolle en heilige God. Dit is vir hom afstootlik. Hoe was hierdie mense? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Was hulle anderster as ons? Nee. As jy weer teruggaan na wat Jesus verduidelik in Matteus 22 vers 30 tot 39, dan kom jy agter, hulle was maar net soos ons. Hulle kenmerke wat hulle hart bedink, die geweld van selfsug en die pad van verderf is 'n spieelbeeld waarvan Jesus ons moet kom verlos. Dit is presies dieselfde. Jy kan maar net sowel in 'n spieël kyk. Maar ons vind hoop in hierdie stuk. Ons vind hoop in vers 8 en vers 9. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Hier volg die familiegeskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige man. Onberispelik in sy optrede tussen sy tydgenote. Hy het naby God geleef. Selfe woorde soos met Enoch. Hy het saam met God gestap. God sien Noag en hoe Noag naby aan hom leef. Letterlik daai woorde, saam met God loop, soos die oorspronklike bedoeling was in die tuin. Noag vervul dit wat God verwag het. Dit vloei dan voort in sy gedrag van regverdigheid en onberispelikheid. En dan sien ons, God neem 'n besluit. God kan nie hierdie toestand verder laat aangaan sonder om te reageer nie. Dit het die punt bereik waar hy moet oordeel. Sy wese kan nie meer daarmee saamgaan nie. Was God ongeduldig? Ek dink die feit dat dit 1656 jaar geneem het voor God oordeel, is 'n bewys van die teendeel. God was baie geduldig. Maar teen daai tyd is daar egter net een familie wat anders is, wat die pad saam met hom stap, wat hom aanbid en begeer om in 'n verhouding met hom te staan. En daardie familie is onder Noag se leiding. Vers 13 tot 22. God neem 'n besluit. God het toe vir Noag gesê, die einde van alle mense volgens my besluit het aangebreek, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Kyk, ek gaan hulle verdelg saam met die aarde. Maak vir jou 'n ark van gopherhout. En kyk, kyk, ek gaan vloedwaters oor die aarde bring om alle vlees daarin waarin die asem van lewe is onder die hemel te verdelg.
Alles wat op die aarde is, sal omkom. Maar met jou sluit ek in my verbond. Jy sal in die ark ingaan. Jy en jou seuns en jou vrou en jou seuns se vrou is saam met jou. Van alles wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elk in die ark bring, om hulle saam met jou aan die lewe te hou. God besluit. En sy besluit is tweeledig. Hy oordeel, maar in my oordeel is ek nog steeds genadig. En daarom neem God Noag in sy vertroue en deel met hom hoe hy gaan optree. God gaan die mens oordeel. God gaan die mens die oordeel gee wat hulle self gekies het, al het God hulle herhaaldelik daarteen gewaarsku. Maar God is nog steeds vol genade. Ook in sy besluit. Want hy gee die mens as geheel een pad deur die oordeel onder sy verbond met Noag. Hy gaan vir Noag red. Hy gee letterlik 'n kus, soos wat ek vir die kinders gesê het. Hy gee 'n kus vir mens en vir dier om veilig in te wees deur hierdie oordeel. 'n ander manier waarop 'n mens Noag se naam kan lees as jy dit in die oorspronklike taal die woord vat en jy lees dit van die verkeerde kant af, dan beteken die woord genade. En hy word God se instrument van genade vir die mensdom, soos wat Christus dit finaal sou voltooi. Noag luister as die Here met hom praat. Hoofstuk 7 vers 5. Ek het hom net daar op hier. Hoofstuk 7 vers 5. Het ek hom hier op die nee. Doe maar wat, ons. In hoofstuk 7 vers 5 luister Noag na God en hy's gehoorsaam aan God. Hier is 'n ander deel van God se genade. 'n Mens moet daaraan gehoor gee. God deel nie net genade uit nie. Ons moet daaraan gehoor gee. En deur hoofstuk 7 volg daar nou 'n verloop van hierdie oordeel. Dit begin dit begin ongeveer by 7 November, so akkuraat is die Bybel daaroor. As God in hoofstuk 11 al die water voorberei en Lot loslaat. En dan ontwikkel dit. En in vers 18 kry dit oorhand oor die aarde, hierdie water. En dan in vers 19 kry dit oorhand oor die pieke van die berge. Alles is onder water. Niks sal staande bly teen God se oordeel nie. Niks. Net sy genade in die kus. Want God sluit die deur van die ark self toe, sê hy. Noag en sy familie en die diere is in sy hande van genade, niemand anders tersinne nie. Dit is 'n verskriklike teks hierdie. Ons het 'n paar goed wat ons kan sien hier uit. Eerstens, God se genade is persoonlik. Op die wêreld teen die tyd van die vloed is daar een mens oor
wat saam met God leef, wat saam met hom wandel. En God gee om, ten spyte van alles wat rondom Noag aangaan. Maar uit hierdie punt uit is dit ook vir God 'n nuwe begin, en daarin het hy ook genade vir die mensdom, as hy die mensdom 'n tweede kans gee, om in verhouding met hom te leef, deur een mens, wat die pad met hom gestap het, Noag. Tweede punt. God is geduldig, maar God moet uiteindelik optree teen die openlike rebelsheid van die mens teen hom. En ons sien dit vandag nog. Ons toestand van verlorendheid en rebellie teen hom pynig hom. Dis nie vir God lekker nie. God kan dit nie ignoreer nie. Maar hy doen alles in sy vermoë om ons te stop. Maar sy karakter kan nie daai probleem net onder die mat invee nie. Hy moet iets daaraan doen. En in Christus doen hy iets daaraan. En eendag gaan hy optree. Hy weet reeds van die begin van die sondeval af, dat hy uiteindelik sal moet optree. Hy weet waantoe die mens op pad is. So hy weet ook, hy sal dan moet oordeel. Maar hy is genadig tot en met daardie oomblik. Hy stel sy oordeel so ver as moontlik uit, sodat sy begeerte, dat ons tot 'n inkeer moet kom, kan realiseer. Selfs al weet hy, ons gaan nie op sy geduld reageer nie. Hy bly geduldig. Ons het 'n vraag wat ons osself moet afdra. Is jy besig om hart en siel naby aan Jesus te leef, soos Enoch, soos Noag? Of leef jy met geweld weg van God se genade af? Maak jy elke moontlike plan om weg te kom? Dit is so subtiel, soos watter keuse gaan jy maak, hoe jy die volgende mens wat jy raakloop gaan beskou. En hoe jy daai persoon gaan hanteer. Dit is so subtiel daai keuses van ons is. Dis die geweld van selfsug, of die genade van naby aan God leef. Dis die onderskeid. As jy vandag God se oordeel, as God vandag sy oordeel moet uitvoer, vind jy jou buite die raamwerk, of binne in die raamwerk, die kus van sy genade?